Dit is my so duidelik dat dit regtig moeilik is vir vrouens om soms net oop te maak oor hartseer goeders in hulle lewens en oor die swaar wat hulle beleef. Het sy dit is wanneer mens deur 'n miskraam gaan of wanneer jy wag om swanger te word of die moeilike tye van ma wees en die broose oomblikke wat 'n mens ervaar in jou eie swakheid. Is mens nogal nie geneig om openlik te deel met ander vrouens nie, want ons is in 'n wêreld wat verskriklik hyperkrities is oor elke besluit wat ander mense maak. Te midde van die feit dat 'n mens nog steeds self probeer om dit uit te figure. My sussie het my 'n skrif van bewus gemaak en dit is regtig nogal geanker in haar getuienis self. En dit is in Revelation 12 vers 11 wat sê, they have overcome Satan by the blood of the Lamb and the word of their testimony. En dit het my so encourage en bemoedig om oor die moeilike goeders te praat en om oor die hartseer in jou lewe te kan praat en te kan getuig uit die swaar tye en die mooi wat die Here kom doen het. En om te getuig van die Here se getrouheid, soos wat ek nou net gesê het, selfs wanneer jy nog nie jou belofte besit geneem het nie, want dit is hoe mens die vyand verslaan. In elke liewe dag is jy veronderstel om jou wapenrusting aan te trek en om die woord van God as swaard te gebruik. En daardie skrif het al soveel keer vir my soveel krag kom gee net om te sê, maar ek gaan nie stil bly oor die moeilike tye nie. Ek gaan nie stil bly as dit swaar gaan nie. Ek het my handjievol mense in wie ons kan confide en waar die Here vir mens wysheid kom gee deur mense en deur sy woord. En dit is nodig om daaroor te praat, want jy word slegs ge-encourage en ge-edify deur die woord van God en deur die gemeenskap van gelowiges waarin jy jouself bevind as jy bereid is om te deel en om jouself baie keer bloot te lê aan mense. En ek het dit so ervaar in my mamma wees journey tot dusver, dat ek 'n handjievol vrouens het wat ek weet my sal bemoedig op 'n goddelike manier wat nie gretig is om krities te raak nie. So die eerste ding wat ek geleer het om te doen en wat my man my van attent gemaak het, is dat ek 'n bietjie me time deur die dag moet hê. Al is dit net om worship aan te sit en as hy 'n slaapie vat net op die bed te kan lê en net verstaan net rustig te kan wees of om te kan teken of tyd in die woord te kan spandeer of om 'n teaching te luister of om te sit en jou toenails te verf of wat ook al, verstaan, om ietsie te doen net vir jou daai dag en om aan te trek en nog steeds reg te wees vir jou dag. Die volgende ding sal ek sê is om vir hulp te vra. Daar's so baie ongelooflike vrouens by wie ek al so baie kon geleer het, omdat hulle al soveel wysheid het deur hierdie proses van ma wees, omdat hulle deur dit alles al is en amazing kinders het, en om te weet dat daar nie genoeg tyd is om al jou eie lesse te leer en toetse te skryf nie, maar dat jy daardie brokkies goue wysheid van vrouens af moet vat, en om hulp te vra, nie beteken dat jy swak is nie, maar dit beteken dat jy juis iemand is wat die beste wil hê vir haar gesin, vir haar kind, vir haarself, en ter wille van die mense om haar. En dan die ander wenk wat ek het sluit eintlik so mooi by dit aan, en dit is net om deernis met jouself te hê. Daar's niks wat ek dink 'n mens so vinnig soos 'n mislukking kan voel as jy die hele tyd besig is om jouself te kritiseer in jou eie gedagtes nie. En daarom moet 'n mens so attent wees dat hierdie hele proses 'n wonderwerk is waardeur 'n mens is. En nie net 'n wonderwerk is wat jou liggaam verrig het nie, maar in jou menswees en die kapasiteit wat die Here besig is om binne in jou te skep, om in die volheid van ma wees in te groei, dat daar tye gaan wees dat jy regtig net moet lief wees vir jouself en moet sê, yes, like it. Dis nie net my kind wat leer om die eerste keer te sit en te leer kruip en te leer eet en te alles nie. Elke liewe deel van hierdie proses het jy goeders wat jy ook vir die eerste keer moet leer doen. En jy moet lief wees vir jouself deur dit. En jy moet deernis hê vir jouself in die swak oomblikke. En weet dat die Here se genade bo jou rus. En dat hy sy asem gedurig bo jou blaas om jou vol te kom maak. So jy kan net sowel vir jouself ook 'n blaaskans gee.